Welkom by Suiderparel Gemeente. Dankie dat jy hierdie naweek saam met ons op 'n gebedsreis gegaan het. Ons gebedsreis stop vanaand om 7:00 hier by die kerk, maar jy is natuurlik welkom om steeds aan te hou bid. Die 9de November het ons Bergkerk. En Bergkerk beloof altyd om 'n ongelooflike lekker geleentheid te wees. So kry slank jou piknikmandjie bymekaar en kyk uit vir die reëlings wat ons volgende week gaan deurgee van presies waar om te parkeer en hoe die reëlings gaan loop vir die oggende van die 9de by nêrens anders as Picardy Gasteplaas net die oorkant die pad van die kerk nie. Die 12de November het ons nuwe lidmaat funksie. Ons hou daarvan om te sê ons nuwe intrekker funksie, maar ons besef daar's baie mense wat al vir lank al hier bly. Maar as jy 'n nuwe lidmaat is en jy het nog nie een van hierdie funksies bygewoon nie, asseblief kom so gou as moontlik by die kerkkantoor uit en kom gee jou gegevens in sodat jy saam met ons 'n heerlike aand van lekker saamkuier, lekker kos kan geniet en ook bietjie meer leer oor presies wat dit is wat Suiderparel Gemeente doen en wat aan ons harte klop. Jy kry ook 'n geleentheid om die verskeie bedieningsspanne te ontmoet. Dis ons seisoen van dankbaarheid en ons wil graag ons kinders ook daarbey betrek. Daarom wil ons vra dat die kinders asseblief 'n koevertjie sal voorberei. Hierdie koevertjie gaan ons volgende week Sondagoggend, die 2de November voor in die kerk kom gooi. So ons wil graag hê die kinders moet hulle tiende en hulle dankbaarheidsoffer in hierdie koevertjie plaas en dan gaan hulle die geleentheid kry om die 2de November dit voor in die kerk saam vir die kerk te kom gee. Nou Dinsdag aand die 28ste Oktober nooi ons jou uit na ons koffiekuier saam met Andre Kilian. Dit gebeur om 7:00 in die boefretrek hier by die kerk. Jy kan dit nie misloop nie. Dit beloof regtig om 'n ongelooflike geleentheid te wees. Daar's verskriklik baie dinge wat aangaan by die kerk. Maak seker jy kyk in die blaadjies wat uitgedeel word of op die webtuiste van dit wat alles voorlê. Bybelstudies Woensdaagoggende, vroue Bybelstudies Donderdag, manne Bybelstudies op Vrydag, jong volwassenes Dinsdaagaande en dan natuurlik ons Sondagaand aanddiens om 6:00 tot 7:30 vir die tieners vir hulle aanddiens kategese of ook geken as Gelai. So Sondagaand aanddiens tussen 6:00 en 6:15 daarna is dit Gelai tot 7:30. Moet dit asseblief nie misloop nie. As jy 'n tiener by die huis het, nooi hulle saam. Dis die plek waar hulle wil wees. En dan laastens, maar nie die minste nie. Maak seker jy sit die 30 November in jou dagboek. Ons sien verskriklik baie uit om vir Sout en Lig of Stefan Kloete althans hier by ons gemeente te hê vir die Kersprogram. Ons Kersprogram is elke jaar 'n lekker saamkoms en 'n lekker groot geleentheid. Daardie oggend sal daar wel nie 'n 8:00 diens wees nie, maar daar is 'n 9:30 diens en so ook die aand 6:30 diens vir die Kerssangdiens. Ons sien verskriklik baie uit om julle daar te hê. Geniet vandag se erediens en welkom by Suiderparel Gemeente. Baie welkom by vanoggend se boodskap. Ons is in ons seisoen van dankbaarheid. En terselfdertyd is dit ook hierdie naweek ons gebedsnaweek. En daar's 'n interessante gedeelte waar Paulus in 1 Tessalonisense 5 skryf oor hierdie dinge wat bymekaar hoort wanneer ons as gemeente bymekaar is. En hy skryf daar in 1 Tessalonisense 5 vers 16: Wees altyd bly, bid gedurig, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal seën en vir ons bewus sal hou van die dinge wat hy vandag vir ons wil kom leer. Hemelse Vader, baie dankie dat ons saam kan wees en saam in gebed voor U kan stil word. En ons kan hoor wat U in die woord ook deur Paulus en op ander plekke vir ons sê, dat ons moet bid en saam met U wees en bewus moet wees van wat U in ons moet doen. En dat U vir ons so dankbaar maak as ons by mekaar is. Ons gebed is dat U vir ons sal seën en dat U vanmôre U woord ook vir ons sal oopbreek. Ons bid dit saam in die naam van Jesus. Amen. Die Bybel praat baie oor dankbaarheid. Ons gaan baie gedeeltes lees van om dankbaar te wees, om met 'n dankbare hart te leef. En ons kry Paulus se opdrag, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. So is 'n opdrag van die Here. Dit is nie net 'n nice to have nie. Verlede naweek het Andre vir ons gesê dat dankbaarheid gaan oor die raak sien van God se genade en die geskenke, genadegawes wat God vir ons gee. En daarom is ons dankbaar. En daarom deel ons dit wat ons ontvang het van die Here. Iets soos dankbare mense leef dankbaar.
Mense wat bewus is van die Here wat ons kom volmaak met dit wat hy vir ons wil kom gee, is mense wat oorloop en het kan aangee aan ander mense rondom ons. Ek het so 'n bietjie gaan lees oor wat met dankbaarheid gebeur, wat fisies in my oë gebeur wanneer ons dankbaar is. Ons brein word verander op maniere wat 'n mens kan meet en sê dis anders na dankbaarheid as voor dankbaarheid. Dankbaarheid verander jou prefrontale korteks, daar in daai gedeelte van die brein waar jy planne maak, daar waar jy besluite neem, daar waar jou emosies begin gereguleer word. Dit maak dat jy beter kan fokus op die positiewe dinge wat in jou lewe gebeur. Dit verander op daardie deel van jou brein waar jy empatie ervaar met ander mense, maar ook empatie met jouself, waar jy jouself beter verstaan. En iemand sê dis die skakel tussen jou gedagtes en dit wat jy emosioneel ervaar. Dit bring dit by mekaar uit. Dit verander ook in jou brein die vermoë om sosiaal beter te kan connect met ander mense. En natuurlik weet ons dat as mens dankbaar is, dan word daar veral twee neurotransmitters vrygestel, naamlik serotonien en dopamien. Daai dinge wat jou laat goed voel, daai dinge wat jou angstigheid minder maak en wat jou beter laat slaap. En as ons dan gebed daar nie saamneem, dan sê Paulus, wanneer jy bid en dankbaar is, dan is dit wat jy in lyn kom met God se wil. En jou brein help jou om goeie gedagtes te hê oor ander mense en oor jouself. En jy kan begin optree soos God vir jou in gedagte het. En daarom hierdie oproep wat Paulus het om dankbaar te wees en om te bid en dit saam met mekaar te doen. Daarom bid gedurig. Wees altyd dankbaar. Dit raak baie interessant wanneer 'n mens dink oor wat gebeur as gebed en ons gedagtes, ons gedagtewêreld en dankbaarheid by mekaar gebring word. Wel, die eerste ding wat ek dink gebeur is dat dankbaarheid jou gedagtes in 'n rigting instuur. Dit rig jou gedagtes. Jou gedagtewêreld bepaal die toestand of die gesondheid van jou siel. Dit werk amper soos sonlig wat jou gedagtes kom warm maak, dit opwarm en dit stuur weg van angstigheid en gebrek in die rigting van oorvloed en vertroue. Paulus kom sê in Filippense 4 vers 6 of 8, daai bekende gedeelte waar hy sê, moet oor niks besorg wees nie. Dink aan die angstigheid, moet oor niks besorg wees nie. Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeeking en met danksegging bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daarop is, daarop moet julle gedagtes rig. Dankbaarheid help vir ons om ons gedagtes te rig. Wanneer dankbaarheid en gebed en ons gedagtes by mekaar kom, dan word dit gerig en gestuur in die rigting wat God wil hê dit moet wees. En die gevolg is vrede. Vrede wat ek en jy nie kan bepaal nie. Vrede wat van die hemel afkom, wat alle verstand te bowe gaan, maar wat ons gedagtes en ons harte veilig en by mekaar hou. So dankbaarheid is nie net 'n goeie gevoel nie, maar is soos 'n nuwe bril wat ek opsit of 'n filter wat ek in my stelsel het wat my help om die genadegawes raak te sien wat die Here vir my wil kom gee, selfs in moeilike omstandighede. Die tweede ding wat hierdie kombinasie tussen dankbaarheid en gebed en my gedagtes veroorsaak is, dit verander ons gebede van versoeke na verhouding. Nou versoeke kry mens onmiddellik die idee van 'n lysie wat jy het van jy het hierdie versoeke en jy tik dit af na 'n verhouding waar jy heeltyd met God in gesprek is. Want wanneer ek dankbaar is en ek bid, is dit nie net 'n vrae-seksie nie. Dis gemeenskap, intimiteit wat ek met die Here het.
Ek het in 'n huis groot geword wat die Here gedien het, en ek onthou dat ek, toe ek in staat 9 op 'n stadium saam met vriende kuier en ek hoor die vriend se pa bid, dat ek amper bewus geraak het opnuut, so vir die eerste keer amper, van dat 'n mens in jou gebed regtig met God kan praat, sag en aanbiddend, soos wat jy met iemand praat wat jy baie voor lief is en wat baie naby aan jou is. En ek het gedink by myself, ek het nog nooit dit so ervaar nie, en dit was vir my 'n nuwe gewaarwording. Ek dink dankbaarheid doen dit. Waar gebed so maklik 'n klaasbid kan word, of 'n versoek wat ek kan hê, wat natuurlik ook reg is op die regte tyd. Waar dankbaarheid ons meer na ons gebede toe bring, 'n bewustheid van God se grootheid, 'n gesprek wat ek met die groot gewer en die groot voorsiener kan hê, en dan daarop kan reageer. Gebed is nie net 'n lysie wat ek moet volmaak nie. Andre het verlede week gepraat oor die teoloog, die skrywer Miroslav Volf, en hy skryf ook oor hierdie saak, hy sê faith receives, gratitude rejoices. Gratitude completes the movement of faith, receiving God's gifts and returning them to Him in joyful acknowledgement. So, gratitude completes prayer, skryf hy. It closes the circle of grace. En dan die ander ding wat dit ook vir ons kom leer, wat dankbaarheid kom doen, en dit sluit eintlik aan by die vorige gedeelte waar ons gesê het, gebed verander versoeke na verhouding. Kom maak dankbaarheid jou bewus in jou gedagtes van God wat heeltyd daar is. 'n godsbewustheid. John Ortberg, die bekende dominee, predikant, skrywer, sê so, hy sê, gratitude is the ability to experience life as a gift. It liberates us from the prison of self-preoccupation, dat het nie net oor my gaan nie, maar dat ek heeltyd bewus is, het gaan oor iemand wat groter is, dit gaan oor God wat groot is. Die lewe is 'n geskenk. En dit maak ons gebede anders. Dit begin anders klink, en dit het 'n ander agenda, as ons van God bewus is. In ons Bybelskool is ons besig met die kursus van John Eldridge, oor om Jesus regtig te beleef, om 'n persoonlike verhouding met hom te hê. En dan haal John aan wat die Bybel vir ons sê oor dat God 'n misterie is, 'n geheimenis is, en die bewustheid dat God nie uitgedink kan word of gegoogel kan word nie. Hy is baie groter as dit. En ons moet bewus wees van 'n groter God. En dankbaarheid kom help vir ons om dit te kan beleef. Vrydag by ons mannegroep lees ons waar Paulus in die tronk sit. En vir die tronk skryf hy die brief aan die gemeente in Kolosse. En dan vra hy vir die gemeente dat hulle moet bewus wees van God, wat vir 'n deure oopmaak om die geheimenis te deel. En daarvoor moet hulle vra. Kolossense 4 vers 3 skryf Paulus, hy sê, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangenes sit. 2 getuienisse miskien. Afgelope week hoor ek, kyk ek iets wat Louis Giglio sê oor 'n seun van 11 jaar wat kanker het. En dan die seun is 'n kind van die Here, en dan kom die mense na hom toe en sê vir hom, hoorie, waarvoor kan ons vir jou bid? En dan sê hy hierdie ding, hy sê, bid dat God anders sal aanraak deur my siekte. Dink dat God verhoog sal word. Dat God die een sal wees wat in mense se gedagtes is, nie die situasie waarin ek hier is nie. 'n vriend van my wat hier by ons in die gemeente is, sy sussie is baie siek, en hy vertel dat hy die nag 1:15 wakker gemaak word, en hy wonder hoekom moet hy wakker wees, en is asof hy die gewaarwording het dat hy vir sy suster moet bid, en hy bid, en hy vra vir die Here, dat die Here se wil sal geskied. En as dit die wil van die Here is, dat hy sy sussie sal kom verlos van haar swaar kry, en eendag daarna sterf sy, en die Here kom haar, en hy sê, dis vir hom 'n getuienis,
dat die Here iets wou sê oor wie hy is en dat hy groter is as die omstandighede wat ek dikwels in my lewe ervaar. En dit is wat gebeur as jy bewus is van die Here wat groter is. Dankbaarheid maak jou gedagtes van God bewus. So terug by Kolossense, Paulus wat in die tronk is en wat skryf vir die gemeente dat hulle moet bid dat die Here, dat hulle die deur sal oopgaan, dat hulle die geheimenis van Christus sal verkondig. Net die vorige versie, voordat hy vir hulle sê, bid dat die Here vir julle 'n deur sal oopmaak. Net voor dit kom sê in vers 2, weer hierdie dinge volhard in gebed. Wees daarbey waaksaam, wees bewus van God en wees dankbaar. Wees dankbaar, bid, wees bewus, want hierdie dinge loop saam met mekaar. Tom Greggs, professor in Engeland, skryf hierdie ding. Hy sê, when your thoughts are grateful, they are God aware. Dankbaarheid, God wat besig is om te werk. En dan skryf hy verder. In the context of prayer and gratitude, the circle of grace describes the mutual flow, nou word die heen en weer vloei, of giving and receiving between God and us. Heeltyd 'n wisselwerking, en dan sê hy, a sacred rhythm where grace and gratitude sustain one another. Genade en dankbaarheid, wat ons ontvang en wat ons gee, maak ons heeltyd van God se werking in ons lewe bewus. Iemand skryf, gratitude turns prayer into praise and thoughts into worship. So kom ons doen dit. Kom ons, daar waar ons sit, kom ons maak dit ons oor toe, en dan raak ons net so 'n bietjie stil voor die Here. Wat is in jou gedagtes oor God? Sê vir God hoe jy oor hom voel. En vra vir God om vir jou met goeie gedagtes te vul. Dink dalk aan dit wat jy die naweek of vanoggend beleef het, waarvoor jy dankbaar is, en sê dit vir Here. En dan kan God se genade, en vra die Here vir wie jy hierdie genade moet gaan aangee. Hemelse Vader, baie dankie hier waar ons sit en staan, dat ons so bewus kan wees van U wat 'n lewende God is. U wat hier by ons is, wat om ons is, wat in ons is. En U wil hê ons moet bewus wees van U, van die werking in ons lewe, van U wat vir ons kom aanpoor en kom aanmoedig, om te doen en te wees wat U vir ons wil maak, wie wil U ons moet wees. Here, dankie vir die genade, dankie dat ons bewus kan wees van alles wat ons ontvang. En U kom sê vir ons, soos vir die disippels, Here Jesus, wat julle verniet ontvang het, moet julle ook verniet gaan gee. Wil U vir ons help om te vloei, oor te vloei van dit waarmee U ons volmaak. Wil U vir ons help, Here, om soos wat die Here Jesus gesê het, te wees 'n bron, 'n fontein van lewende water wat uit ons uitborrel, en dat ons mense bewus sal maak van U grootheid, van ons dankbaarheid aan U, van U genade wat U deur ons vir ander mense wil kom gee. Dankie Here dat U 'n lewende God is wat in elke behoefte van ons kom voorsien en wat ons gebruik
in die lewe van ander mense rondom ons. Wil U vir ons seën, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef vanuit die volheid en die vrede wat hy vir ons gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.